is like honey on my lips. Your word is a lamp to my feet. Jesus, I love you. I love you. Jesus, I love you. I love you. Oh, Jesus, I love you. I love you. Jesus, I love you. I love you. Jesus, I love you. I love you. I love you. Jesus, I love you. I love you. I love you. Jesus, I love you. I love you. I
die mens, en toe op die eerste dag toe begin hulle werk. So dis net 'n kode, 'n beginsel wat ons leer in die Bybel. Ons het nou gelees, die boek Handelinge gelees in ons Bybelleesprogram. En daar's soveel lesse wat mense uit Handelinge kan leer. Maar wat ek in hierdie ronde opgemerk het, 3 keer word daar gesê, en die gelowiges was in 'n groot plek van bymekaarkoms, soos 'n tempel, en hulle het ook in die huise bymekaar gekom. So daar's 'n beginsel ook wat ons kan leer van wat het ek nodig om te groei as kind van God? Ek het 'n groot bymekaarkoms nodig, maar ook kleiner bymekaarkoms. Ons het 'n baie lekker mannebraai gehad laasweek, en dit was daar waar 'n klomp manne bymekaar kom in 'n kleiner groep en lekker saam gesing het en 'n boodskap gekry het en gebraai het. So ons almal het langs die pad wat ons moet loop, het ons rusplekke nodig. En ek dink dit is 'n akkurate feit, dat as mens baie ver wil gaan, dan moet jy rus langs die pad. Selfs in 'n voertuig. As ek 'n vreeslike ligte of petrolvoertuig het, selfs daai ligte petrolvoertuig se brandstof raak op, en dan moet ek eers stop en weer volmaak voor ek verder kan ry. So dis basies die tema van vanoggend se boodskap, en ons gaan lees Handelinge 9:43. Ek lees in die Nuwe Lewende Vertaling. Petrus het 'n hele aantal dae in Joppe gebly, by 'n sekere Simon, 'n leerlooier. Nou, as ons kyk na die boek Handelinge, dan sien ons die mense wat vir die Here gewerk het, wat daar se werk vir ons beskryf word, hoe hulle deur die Heilige Gees gewerk het. Dat hulle doen iets, en dan sal eers stilte of rus. In Paulus se geval, moes die Here toelaat dat hy in die tronk gegooi word om bietjie tot ruste te kom. Maar daar's nie net mense het nie net aangehou werk nie. Hulle het iets gedoen, en toe kom maar rustye. En so ook vir Petrus. Nou Petrus, die leier van die vroeë kerk, het op Pinksterdag die uitstorting van die Gees beleef, en toe die Heilige Gees hom vervul en hy begin preek, toe lei hulle duisende mense na die Here toe. Hy en die ander disippels. Maar hulle beleef ook vervolging in dit wat hulle vir die Here doen, en in dit alles is hulle koppe gedraai, want ek merk dit op toe ons Markus Evangelie lees, dat Jesus oor en oor sê vir sy disippels, ek gaan hom gekruisig te word, ek gaan doodgaan, maar gaan weer lewend word. En wat Jesus sê, maar die evangelie, die goeie nuus, is nie net vir Jode nie, dit is vir almal op aarde. Maar daai klomp stoere Jode, en veral Petrus, wat ouer was as die ander, sy denke was baie vas al. Hy kon dit hoor dit by Jesus, maar hy kon dit nie altyd snap nie. En dan net hierdie gedeelte van Handelinge 9:43, net voor dit, lees ons van 'n vrou met die naam Tabitha. En sy het baie mooi goedjies met haar hande gemaak, en sy het daai goedjies vir die mense uitgedeel. Haar hele hart was net om te dien en net om te gee. En net so vir interessantheidshalwe, Tabitha beteken bokkie. So mans, as jy vir jou vrou wil sê bokkie, kan jy vir haar sê Tabitha. Maar toe sterf Tabitha, en die gelowiges laat kom vir Petrus.
En Petrus gaan en hy kom na die stad Joppe toe. En hy kom en hy bid vir Tabitha. En die Here wek haar uit die dood uit op. En Tabitha lewe weer. Maar na hierdie wonderwerk, direk na hierdie wonderwerk, sien ons dat Petrus het 'n hele aantal dae in Joppe gebly. Nou Joppe is 'n antieke hawe wat die hoofhawe was in die tyd van die konings in die Ou Testament, en dit is pragtig daar. Die teenswoordige stad Tel Aviv is so entjie ver van Joppe afgebou, 'n nuwe stad wat die Jode geplant het. Maar vandag is daai stad al so groot. Joppe, die antieke Joppe, is 'n voorstad van die vandagse Tel Aviv. Ek en Sonja was daar by die huis van Simon die leerlooier, en dit is verskriklik mooi daar, want dit kyk uit op die see, en dis 'n heerlike see, dis die Mediterrane see, mooiste blou see, maar die klimaat is so lekker gematig. En hier kom Petrus en hy bly 'n hele aantal dae. Hy bly 'n ruk daar by Simon. Nou Petrus se kop moes nog bietjie swaai oor die wettiese dinge, maar ons sien 'n groot skuif al by hom, want 'n leerlooier, in Engelse Bybel staan tanner, was iemand wat heeltyd onrein was. Hy was nie heeltyd in sonde nie, maar hy was heeltyd onrein, want hy het met dooie diere gewerk. Hy het met die organe van die diere uitgehaal, en die leerlooiery was jou huisie moes een kant wees, want saam met 'n leerlooier, behalwe die onreinheid, was daar ook 'n praktiese ding, en dit was dat die dooie diere en die velle wat net geslag is en dan gelooi moes word, het nie lekker geruik nie. Ook die produkte wat hulle op die velle gesit het. So 'n leerlooier was 'n man wat heeltyd kulties of godsdienstig onrein was, en hy moes heeltyd homself voor hy kon offer weer deur die hele reinigingsprosedure gaan. En die feit dat Petrus daar bly, sê vir ons al klaar in sy hart en sy kop skuif gekom, hy begin wegbreek van die wettisisme. Maar wat ek ook in hierdie gedeelte lees, is dat Petrus het ook geweet, as hy by Simon gaan bly, gaan hy uitgelos word. Want die ander Jode wil nie soontoe kom nie, want hulle wil nie onrein wees nie, hulle wil nie in aanraking kom met iets wat onrein was. So Petrus gaan bly in 'n eenkant huisie, en Simon moes die Here Jesus aangeneem het by 'n gelowige man, en hy bly daar 'n paar dae, en hy rus. En toe Petrus stil word, toe kon die Here met hom praat. Toe kon die Here tot sy hart praat. Nou, die hele evangelie, die hele kerk se bediening swaai in Handelinge 9 en Handelinge 10. Want tot op daai stadium is die evangelie net na die Jode toe gevat. Maar toe Petrus stil word, toe hy rus en hy word stil, berei hy sy hart voor vir die Here om met hom te praat. En toe gee die Here hom daai gesig wat hy gesien het van al die diere, en die Here sê slag en eet, en hy sê nooit nie, Here, ek sal dit van kindsbene af eet ek nie onrein goed nie. En die Here sê wat ek rein verklaar het, kan jy nie onrein verklaar nie. En hy bedoel daarmee al die mense. En ek hoop ek het dalk 'n bietjie Joodse bloed, miskien, ek glo nie, ek is een van daai mense wat ek so dankbaar is die Here vir Petrus gestuur het. En toe kon net
So 3 hoofstukke verder kon Paulus op sy sendingreise begin gaan en kon die hele wêreld omgekeer word vir die Here. Maar dit het alles begin by Simon Petrus wat gerus het. So vanoggend is die boodskap, ons moet onsself pas. Die boek gelees van 'n man met die naam Stephen Farrar, dink ek, en die boek se naam is Finishing Strong. En toe sê hy daar iets, dit gaan so min of meer. Hy sê, ministry isn't a sprint, it's a marathon. So, wanneer ons die Here dien en wanneer ons vir die Here leef, dan moet ons besef, ek moet rus, my tank moet weer volkom, en dan kan ek weer aangaan. En as ons tot op die heel einde wil hou, dan moet dit 'n ritme in ons lewens wees om te rus. Maar Petrus se rus leer ons ook iets van hoe om korrek te rus. Want daar staan in Handelinge 10 dink ek, dat Petrus het gegaan, voor ete het hy alleen op die dakstoep gaan sit, daai mooi dakstoep op daai prentjie, en hy het gebid. So wanneer ons rus, moet dit 'n tyd wees waarin ons nader aan die Here groei. Dan rus ons regtig. Maar die probleem kom in, dat ons so gejaagd begin lewe, dat die Here met ons praat, maar ons hom nie hoor nie. Daar 9/11, toe is daar agterna getuienis van mense wat die oggend wou hy gaan werk en net in sy hart gevoel hy moet nie. En hy het nie gegaan nie. En toe is daar daai vliegtye wat in die torings vasvlieg. En een van hierdie mense wat ook 'n Christen is, sê die Here het met my gepraat. Met ander woorde, die Here het vir hom onvrede gegee, moenie gaan nie. En toe is my lewe gered en die verslaggewer sê toe, maar wat maak jou so spesiaal, dat die Here met jou praat en met die ander 1000 of hoeveel mense dood is daai dag, nie gepraat het nie. En die man antwoord toe en hy sê, ek is seker die Here het met baie ander mense ook gepraat. Maar hulle was te besig om sy stem te hoor. Of hulle het sy stem gehoor en dit afgemaak. En eintlik sê hy, ek is nie spesiaal dat ek die Here se stem gehoor het. Maar die punt is, hy was op 'n plek waar die Here met hom kon praat en waar hy die Here se stem kon hoor. So as ons praat van 'n rusplek langs die pad, dink ek lees Handelinge 9 vers 43, vir ons 'n paar goed kan ons daar uittrek, wat ons kan leer. Die eerste is, Petrus moes rus. Dit was net die een ding op die ander. En daar het 'n plek gekom waar hy moes rus. En toe gaan bly hy by die huis van Simon, die leerlooier, die huis wat eenkant gebou moes word, weens die reuk, maar ook weens die onreinheid van om met dooie diere te werk. En daar rus Petrus, maar hy het nie net gerus nie, hy het stil geword voor God. Ons kan sê, sy hart is voorberei. En toe kon die Here met hom praat. So die rus wat ons vat langs die pad, is nodig vir ons om tot die heel einde toe te volhard. En Petrus het volhard tot die heel einde toe. Toe sy werk op aarde klaar was, toe sy vir sy geloof in Jesus Christus ook gekruisig. Maar nou vertel die vroeë kerk vir ons dat toe dit gebeur het, dat Petrus vir sy geloof moes sterf en hy juis gekruisig is omdat hy 'n Christen is, toe sê hy vir hulle, ek is nie werd om soos my Here gekruisig te word nie.
kruisig my onderste bo. En die Romeine het seker gedink is snaaks, en hulle het hom sy wens gegee, hy is onderste bo gekruisig, en hy het gesterf vir sy geloof. Maar Petrus kon tot die einde toe volhard. Hy kon die hele lewenspad wat die Here vir hom uitgelê het, kon hy klaarmaak. Maar groot deel hoekom mense kan klaarmaak, is wanneer hulle besef, maar daar's ook tye wat ek moet rus. Ek het in die COVID-tyd, en ek wil my dogter nou ook saam met my onder die bus gooi, sy was hierso, en toe het ons gebinge TV, ons het Netflix gekry, dan soek jy maar vir skoonrige storie, en dan kyk jy sommer 5 episodes, en so langs mekaar, is ons nou lekker, ons kan nou niks doen nie, en dit het niks vir my gedoen, betreffende rus nie. Ek dink mens kan bietjie lekker iets kyk in jou rustyd, maar daar is nie daar waar ek gerus het nie. Ek het gerus waar ek die Here ontmoet, elke oggend. En ek het besef, as ek nie 'n ontmoeting het met die Here nie, dan gaan niks wat daarna gebeur vir my rus gee nie. COVID het my soms half nie laat lekker voel nie. En net om by die Here te wees, kon vir my vrede teruggee. Kon vir my 'n sin van doel teruggee. En ek glo, juis in daai tyd het die Here ook met my gepraat. En hy wil dit met elkeen van ons doen. En ons moet hierdie ding onthou, ons moet rus. Sien julle daar in die kolletjies, Petrus moes rus. Petrus moes stil word voor die Here. Sy hart voorberei. En daai woordjie moes, van moed af, dit is noodsaaklik vir ons almal. En dat ons beplan hoe ons lewens werk, en beplan hoe ons rustye neem. Soos byvoorbeeld vanoggend het die musiekbediening, ons het nie laasweek Woensdag by mekaar gekom nie, ons speel video's hierdie Sondag, want ons laat ook dies wat bedien in die gemeente net 'n blaaskans vat. Net bietjie asem skep. Want terwyl mense blaaskans vat, dan raak jy weer lus om te doen wat jy voel die Here wil hê jy moet doen. Maar baie keer as ons net aanhou doen wat goed is en mooi is, wat die Here wil hê, dan raak dit nie meer lekker nie. En dis nogal 'n teken, as mens nie meer vreugde vind in dit wat jy doen nie, want ons doen mos dit wat ons doen vir die Here, dan sit 'n rooi lig wat sê vat 'n breek, vat 'n blaaskans. Amen. Kom ons word stil voor die Here, dan bid ons saam. Wanneer ons kan hom oorsit. As ons by die dakstoep van Petrus, daar het hy gerus, daar het hy stil geword, daar sy hart voorberei, en toe kon die Here met hom praat, en daai praat wat die Here met hom gepraat het die geskiedenis van die wêreld verander, letterlik. Die geskiedenis van die wêreld is op daai dakstoep verander, toe die evangelie na die Jode begin gaan het. En dit is 'n man wat gerus het, maar sy rustyd was om voor God stil te word. Kom ons sit net so, ons maak ons oë toe. Kom ons vat so 'n paar oomblikke. Kyk net na jou eie lewe. Rus jy genoeg tye wat jy net wegkom, net by die Here uitkom.
ritme het van gereelde rustye neem. Mag vanoggend se boodskap wees om jou net te bemoedig om aan te hou daarmee. Ons almal moet ook onsself oppas om te hou tot ons werk klaar is. Nie langs die pad uit te val nie. Om te rus is 'n geskenk van die Here. Dit het hy vir Adam gegee, Adam en Eva gegee as hulle eers elkeen mooi na ons jaarprogramme gaan kyk, Here. Lei ons dat ons onsself so bestuur dat daar genoeg rustye is. Genoeg tye is om asem te skep. Here Jesus, ek bid ook vir U dat daai rustye in U sal wees. Rustye sal wees vir ons meer tyd het vir U woord en die woord lees. Tyd het vir gebed. Tyd het vir ons naastes, vir ons geliefdes. Hemelvader, U is so onbeskryflik goed. U is ons goeie Vader, wat ons wil seën, ons lewens wil rig en ons wil lei. Here, mag ons uitgaan hier met 'n ligte hart, met 'n ligte las en 'n sagte juk. Ek bid vir elkeen van myself en vir elkeen van ons hier dat ons tot die einde toe sal volhard. Soos Paulus sê in 2 Timoteus, dink ek 4:5 sê hy daar, ek het die goeie wedloop tot die einde toe gehardloop. Ek het die wedstryd voltooi. Nou kan ek na my Here toe gaan. En mag elkeen van ons dit ook sê. Here, ek bid vir ons, vir myself, vir elkeen van ons wat hier sit, vir ritme in ons lewens. Om te leef met 'n ritme. En mag een van hierdie ritmes wees dat ons by U rus, dat ons gereeld rustye maak. 'n Rusplek langs die pad vat, sodat ons weer kan aangaan. Here, waar ons nagmaal gebruik, dank ek U, Here, dat om nagmaal te gebruik is om alles aan U oor te gee. Om te sê, U is my Here. Daarom het ek gemeenskap met U liggaam en U bloed. Daarom hoef ek nie uit eie krag my moeg te maak wanneer U Gees daar is om my wysheid te gee en my te lei nie. Maar Here, soos ons nagmaal gebruik, mag elkeen van ons lewens aan U oorgee. Mag ons onsself aan U oorgee. Mag ons besef, dis U en U genade. Dit gaan nie oor ons nie. Here, vanoggend wil ek ook vir U dankie sê. Dankie dat U so 'n goeie Vader is. Dankie dat U gun vir U kinders om te rus.